Goeiedag, liewe vriende. En die Boshoff hier uit Pretoria uit wat u groet. In die naam van ons Here Jesus. Ons wil graag vandag uit die woord kyk na die onderwerp volheid en vreugde. Hartsvreugde, echte hemelvreugde, volle blydskap, ware oorvloedige vreugde. Elke mens, ook ek en jy, se diepste ware verlange en soeke is om geluk, ware vrede, ware vreugde, ware blydskap te hê. Ja, die ganse wêreld, miljoene en miljoene mense jaag en smag en soek na geluk. Probeer dit vind in geld, in rykdom, in besittings, in populariteit, in prestasie en mag, ook in menseverhoudings, in plesier, in verslawings, ook die seksuele. En helaas, wanneer daar geen ware vervulling en versadiging is nie, bring die sonde net smarte, vernietiging en ten slotte die dood. Ja, want sonde beroof my ware geluk en vreugde. Jesaja 59 vers 2 sê duidelik, julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. God is heilig, heilig, heilig. Hy haat sonde. Psalm 119, hy haat die leuen, vers 163. Hy haat valsheid. Psalm 45 vers 8. Hy haat goddeloosheid. Kom ons kyk kortliks in die woord na 7 onomwonde waarhede rondom ware geluk en ware vreugde. 1. Ware blydskap is alleen moontlik in die Here. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Die Engels sê, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Psalm 4 vers 8, groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos in die wêreld oorvloedig is. Alleen die Here Jesus Christus kan ware, volle vreugde en blywende blydskap in my hart bring. Tweedens, Christus bring nie net vreugde, maar volle versadiging en volkome vreugde vir ewig. Luister mooi, Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. As ek en jy hom persoonlik van aangesig tot aangesig ken, lieflikhede in u regterhand vir ewig, sê die psalmis. Byna elke ongeredde wêreldling getuig na sy of haar bekering dat die wêreld en die sonde se sogenaamde vreugde is tydelik, van korte duur en bring geen vervulling, geen versadiging en permanente vreugde nie. Die derde plek, ware vreugde en blydskap is deel van die vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde. Tweedens, luister, blydskap, tweede genoem. Vrede, lankmoedigheid, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, sprautes is eintlik krag, onder beheer, selfbeheersing. Een volkome vrug met die Heilige Gees as persoon in my hart en lewe kom en bring en bevestig wanneer hy my wederbaar, 'n nuwe mens maak, die krag van die bloed van Christus in my lewe kom toepas en realiseer. Een vrug,
met baie verskillende korrels, kom sê soos 'n druiwetros, wat hy self volkome bring in my lewe. Niemand kan dit namaak. Niemand kan dit self produseer. Hy gee dit met al die korrels. Hoe is dit dan moontlik dat iemand getuig dat hy of sy ware vreugde het, die Here Jesus ken, maar nie vrede nie, nie rus nie, nie geduld nie, nie getrouheid nie, nie selfbeheersing nie? Probeer ek dalk in eie krag die Heilige Gees as volheidspersoon opbreek in 'n valse, nagemaakte, gebrekkige, godsdienstige lewe? Vierdens, God self waarborg die volheid, die vrug en die resultaat van sy woord. Jesaja 55 vers 11 en 12 sê, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, sê die Here, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Vers 12, want met vreugde, luister mooi, sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle met gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. So pragtig. Ja, ook die vloek oor die aarde en die natuur van Genesis 3 vers 17 sal uit genade herstel en deel in die vreugde van God se woord en sy volkome genadewerking. In die 5de plek, alleen die evangelie van verlossing deur die kruis van Christus bring die hemelse vreugde op aarde van die begin tot die einde. Lukas 2 vers 10 tot 12, die engel sê vir die herders van Bethlehem, moenie vrees nie, reg in die begin, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die Here volk sal wees, vir elkeen. Vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Dit is vir julle die teken dat julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. Ja, vanaf die krib in Bethlehem tot by Christus se verheerlikte hemelvaart na sy kruisiging en opstanding word die vreugde en die vrede van 'n verloste, vrygemaakte hart en lewe uitgebasuin. Hebreërs 9 vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, waar hy nou vir ons, vir my en vir jou ingesluit, verskyn voor God se aangesig, ewige middelaar. Vers 26b, nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Wat 'n blye boodskap. Sonde wegdoen, weg te neem, te verwyder, te reinig, skoon te was. Ondervind jy dit waarlik in jou lewe, liewe vriend? Is daar nog geheime of gewoonte sondes in jou lewe wat besig is om jou te versmoor? In die 6de plek, ware vreugde bevestig en verseker my veiligheid en my beskerming teen die Satan, die bose en die duisternis. Nehemia 8 vers 11b, luister mooi, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here
Dit is julle beskutting. Psalm 4, 8 en 9, ons het reeds na vers 8 verwys. Groter vreugde het een my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig, aardse rykdom en oorvloed is. Vers 9, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, geen slapeloosheid. Want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Hemelvreugde is onlosmaakbaar gewind aan vrede, rus, kalmte, dankbaarheid, vergenoegdheid, tevredenheid. Veilig in Jesus se hoede. Wat 'n genade. Laastens, die 7de plek, volheid en vreugde onder alle omstandighede. 1 Tessalonisense 1 vers 5 en 6, want ons evangelie het tot julle gekom, nie in woorde alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. 'n Ontsettende behoefte, nie ook in die kerk vandag in ons tyd. Daar word baie gepraat en gepreek, geredeneer oor die evangelie, maar helaas word die oorwinnende krag, die diepe persoonlike werking, die volle sekerheid deur bitter min mense ondervind in praktyk. Vers 6, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. En voorbeelde geword het vir al die gelowiges. 2 Korintiërs 7 vers 4b, en loop oor van blydskap in al ons verdrukking. 2 Korintiërs 8, 1 en 2, en ons maak julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeente van Macedonië geskenk is. Luister mooi, dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke mildadigheid, vrygewigheid, hulle offervaardigheid. Wat wonder hemelse woord, wat 'n oorvloedig hemelse blydskap in alle omstandighede, onder enige probleme, armoede, verdrukking, vervolging, haat. Ondervind jy dit persoonlik? Die Here roep jou, kom en neem dit ten volle aan en wees 'n lewende voorbeeld van 'n lewende evangelie, iemand wat in die volle blydskap, die volkome vreugde van die hemel lewe as getuie van 'n lewende Christus. Sterkte en seën.